dag by Waterkloof gemeente aanlyn. So is volgende voorreg om saam met jou te gesels en ons gesels oor identiteit en jou uniekheid. Ons leef in 'n wêreld wat jou roep om alles te wees, behalwe jouself. Ons leef in 'n wêreld wat van kleins af ons bombardeer met kyk hoe lyk hulle. Dit wat jy nog nie gedoen het nie. Kyk wat het hulle bereik. Maar God sê kyk na my. Kyk na my en leef met die waarheid oor wie ek jou gemaak het om te wees en wat ek jou gegee het om te doen. En hier is nogal groot vir ons, want as ons dit kan regkry, as ons met dit kan leef, met hierdie uniekheid en met hierdie roeping wat God vir ons gegee het, kan alles in ons lewens verander. En iemand het eendag gesê, hy sê die een enkele waarheid wat jou kan help om werklik te floreer en met vervulling te lewe, is om te weet dat jy is met 'n unieke doel en roeping geskep. Geskep vir iets wat net jy kan doen. En vandag wil ek net saam met jou reis met 'n teksgedeelte in Galasiërs 6. In Galasiërs 6 in die Message vertaling skryf Peterson dit so, en ek begin met die Engels. So as jy nie lekker is met die Engels nie, lees maar net saam. Maar hy begin so, hy sê, make a careful exploration of who you are, wie jy is, and the work you have been given. And then sink yourself into that. Nee? Mediteer, dink daaroor, reflecteer, en dan sê hy, don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Die Afrikaans sê dit so 'n bietjie anders. Hy sê, kan kyk 'n slag goed na jou eie lewe. Wat is dit wat God vir jou gegee het? Wat is dit wat God jou gemaak het om te wees? Wees tevrede met die goeie dinge wat God in julle lewe tot stand gebring het, sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk. Op die ou end sal julle slegs oor julle eie lewe aan God moet rekenskap gee. As ons hierdie teksgedeeltes lees, dan sien ons maar hierso is die groot waarheid of die groot realiteit van ons lewe. Is dat ons uniek geskep is, dat ons geskep is vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke werk wat net ons kan doen. Maar tog sluip die onsekerhede, onwaarhede van die lewe in. En 3 van die grootste hekkies wat ons vrede en ons vrymoedigheid en ons roeping kan steel, is die wat ek noem die V-faktor. Vergelyking wat sê, wanneer ek lewe en ek kyk die hele tyd rond, ek kyk die hele tyd na iemand anders se lewe, wat doen hulle? Vir my is die grootste prentjie daarvan in een Olimpiese spele, toe Chatley Clough moet goue medalje wen en hy kyk die hele tyd rond oor waar Michael Phelps is. Vergelyking. Hoe lyk ek teenoor iemand anderste? Die tweede ene is verskonings. Om 'n rede te soek om nie te doen dit wat God my gegee het om te doen. En dan vrees. Vrees om net toe te laat dat onsekerheid my verlam. En vandag by die 3 stil te staan, vergelyking. Een van die grootste hekkies om weg te beweeg van my doel en my roeping in die lewe. Iemand het eendag gesê, ons lewe in die wêreld van nee? Mooier, nee? Hulle is mooier, hulle is beter, hulle is slimmer, hulle is ryker. My kinders is slimmer, my kinders is beter, my kinders is vinniger. Al daai wat deel word van ons lewe, en al daai goeders versamel ons en sê, ek het die heeltyd nodig om op te meet, ek het die heeltyd nodig om na 'n beter plek toe te gaan, want ek is nie waar ek moet wees nie. Maar ek het genoeg en ek is genoeg, maar as ek my moet meet aan iemand anderste, dan is ek nog ver. Ons het groot geword in 'n uitbreiding genaamd Daggafontein. Nou, dit sê al klaar baie voordat jy met enige storie begin. Maar in ons omgewing was dit maar skraal in finansies. En ook in ons huis het ons gedurende aan 'n kar gery. En my pa
die innoverende pa wat ek gehad het, is, hy het toe een jaar koop hy 'n neongeel Mini. En nou daai ding het nog sulke vierkantige ligte agter gehad, en kyk, dit is al klaar, hy kom aangery, veral as die son op 'n sekere manier skyn, almal sien die geel neon Mini. En een dag kom haal hy ons by die skool met daai geel neon Mini, en wat hy nie vir ons gesê het nie, is dat die radkas gebreek het van daai Mini. In Daggafontein, van waar ons op skool was, is so 15 kilos se geryery, en die radkas het gebreek en hy het vasgesit in trierad. So nou, geel Mini is al klaar ietsie wat jy so 'n bietjie voor skaam is, nee? Jy het nie wat ander het nie. Jy vergelyk jou dieselfde die hele tyd. Nou wat nou nog van as daai Mini vir 15 km in trierad moet huis toe ry? Nee, jy ry plat, jy lê plat in die kar, en die plat lê in die kar, as die vloer het ook nog bietjie gaatjies, so jy sien presies waar jy ry. Hoe dit is om by 'n verkeerslig te staan en dan verkeerde kant te kyk en dan verkeerde kant te ry, is 'n verleentheid. En toe ons groot geword het, was dit altyd daai, ja, ek wens net ek het gehad wat hulle gehad het. Ek wens ek het beter gehad. Ek wens ek was mooier gehad. Ek wens dit het beter uitgewerk. En so lewe ons met hierdie vergelykingshekkie in ons lewens wat ons strip, wat ons laat val tot dit wat God ons geroep het om te wees. God het ons nie geroep om soos iemand anders te lyk nie. Dink in die gedeelte in Johannes 21, waar Jesus na die opstanding met Petrus praat, en hom vra, het jy my lief, en het hierdie gesprek met Petrus, en dan op 'n stadium sê Petrus vir Jesus, en hy kyk vir Johannes, en hy sê, maar wat van hom? En Jesus sê vir hom, nee, het gaan nie oor hom, het gaan oor jou. Volg jy my? Wat is dit wat God vir jou gegee het? Dink aan 'n aanhaling van John Ortberg, en 'n aanhaling uit sy boek The Me I Want to Be, skryf hy, God designed us to delight in our actual lives. When I'm growing toward the me I want to be, I am being freed from the me I pretend to be. So die les in vergelyking is, jou roeping is uniek. Net jy het dit. Jou pad is nie iemand anders as in nie. En vergelyking steel nie net jou vreugde nie, maar dit steel jou verantwoordelikheid om jouself te gee vir dit wat God jou voorgeroep het. En dan verskonings. Verskonings is die taal wat mense laat vergeet wie hulle is. Ons sê ek is nie goed genoeg nie, ek het nie tyd nie, ek het al probeer, ek gaan nie weer nie, ek is bang ek kry seer, ek sal eendag, of 'n ander dag, is nogal groot goed wat inkruip in verskonings, en daai verskonings is 'n lokval tot dit wat God ons geroep het om te wees. Ek dink in die gedeelte in Lukas 14. In Lukas 14 praat Jesus van 'n feesmaal, 'n ryk man wat 'n feesmaal hou. En hy nooi al die gaste en hy kry al hierdie kos en hy gaan groot. Dit is eintlik 'n uitnodiging of 'n bewustheid dat die koninkryk of die mooi van die lewe, die voorsiening van die lewe, dit wat God vir jou in bestemming het, dit wat God vir jou in gedagte het, is op tafel. Is op die tafel van die lewe, en hier's 'n feesmaal, nie is die beste van alles. En dan, wanneer hy hulle nooi en sê, kom eet gratis, kom wees deel van dit wat ek is, kom wees deel van dit wat ek wil doen. Dan sien ons in Lukas 14, Jesus gebruik die metafoor of die vergelyking dat mense sê, nee, ek kan nie nou nie. Nee? Hoeveel keer het ons al in ons lewens, dalk ek weet ek het al, hoeveel keer het ons al gesê, ek kan nie, of ek kan nie nou nie, of ek is besig met hierdie, eendag wanneer ek hierdie het, sal ek hierdie kan doen. En Jesus sê, hy gebruik die vergelyking, die een sê, nee, ek het nou net getrou, so ek moet
ek moet na my vrou toe gaan, of na my man toe gaan, of ek het nou net osse gekoop, so ek moet gaan kyk hoe is hulle, of ek het nou net 'n stuk grond gekoop, en ek moet gaan kyk hoe's dit. En in hierdie gedeelte sien ons dat hulle uitmis op dit wat die man hulle na roep, uitmis op die mooi en die floreer van hierdie feesmaal. Ek wonder, hoeveel ons al uitgemis het op die feesmaal van dit wat God ons geroep het om by te wees. Daar's soveel in die Ou Testament as ons na karakters kyk van hoe hulle verskonings gehad het van hoekom hulle dit nie kan doen nie. Ons dink aan Jona, ons dink aan Moses. Moses 5 keer gesê, ek kan nie eers praat nie, ek kan nie eers, hulle gaan nie vir my luister nie. Hierdie ouens is nie ouens wat doen wat ek vir hulle gaan sê nie. Kry iemand anderste. Heeltyd verskonings van hoekom ons dit nie kan doen nie. God antwoord hom telkens met die waarheid. Moses, Jona, elkeen van hierdie karakters, Gideon, ek is met jou. Ek is met jou. Hou jou oë op my, gefestig op my. Die teenwoordigheid van God is altyd groter as ons verskonings. Altyd. Ek is met jou. Ten spyte van wat jy dink jy kan nie doen nie. Ek is met jou. En dan die derde ene, vrees. Ronald Rolheiser het gesê dat our greatest sin is not rebellion, but our fear to believe that God is really good and good for me. Ons grootste sonde is eintlik dat die vrees dat God nie so goed is wat ons dink hy is nie. En veral nie goed is vir my nie. Ons lewe met die wat van. Nee, wat van as dit nie uitwerk nie? Wat van as hierdie skeefloop? Wat van as hierdie nie gebeur nie? Wat van as God nie vir my deurkom nie? Wat van is 'n hekkie tot 'n nederlaag in ons eie identiteit. Wanneer ons bang is, vergeet ons wie in beheer is. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, sê die Bybel. Ons het 'n gees van selfbeheersing en liefde, sound mind, nee? Van krag, liefde en selfbeheersing. So ons het hierdie gees wat sê, maar ons is nie gemaak om te vrees. Ons is nie gemaak om bang te wees nie. Vrees sê ons fokus op ons swakheid en nie op sy goedheid of op sy krag nie. Nie omdat ons nie sterk is nie, maar omdat hy getrou is, vrees ons nie. En ek dink in die gedeelte in Filippense, alhoewel Jesus telke male ook gesê het, moenie bang wees nie, kom Paulus in die Filippense gemeente en dan sê hy, don't fret or worry, sê die Engels, moenie bekommerd wees nie, don't fret or worry. En dan gee hy vir ons 'n teenmiddel vir fret or worry. Hy sê, don't fret or worry, instead of worrying, pray. Moenie bekommerd wees nie, maar in plaas van om bekommerd te wees, bid. Hierso is die teenmiddel. Bid, vertrou dat die Here vir ons elkeen gaan uitkom soos wat hy moet. Ek dink in daai gedeelte dan besef ek dat vrees is net so al om ons en ons kan amper nie dit vermy nie. Maar vrees is nie van die Here nie. En vrees steel dit wat God my gemaak het om te wees. Hy het my nie gemaak om bang te wees nie. Hy het my gemaak om te staan en in vertroue te lewe met wie hy is, met wie ek is in hom. Iemand het eendag gesê, die pinkode van die Bybel is in Christus. En in Christus lewe ek met die oorwinning wat God my gegee het. Dink in Romeine 8 waar Paulus skryf, ons is meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars beteken dat ons het niks gedoen om dit te kry nie, ons het dit. Ons het reeds die oorwinning wat daar in Christus Jesus is. En daar is nie plek vir vrees in ons lewens nie. Elke keer as ek dink aan meer as oorwinnaars, dink ek in die metafoor van Rocky Balboa. Nee, Rocky Balboa, hy was in die kruit gewees en hy het geveg en ons dink sommer, ons sien Sylvester Stallone se gesig voor ons met die lip wat hang en die oog wat hang en die stem wat gebreek het so in die middel van die ronde
En hier staan hy is flenters geslaan. Hy staan met die cheque, hy is oorwinnaar. En dan kom sy vrou en sy vat die cheque en sy gaan doen aankopies. Hy's meer as oorwinnaar, né? So net daai, dis hoe ons lewe. Ons is meer as oorwinnaars. Christus wat ons die krag gee. So hoe gaan ons teen die V-faktor in van ons lewe? Die vergelyking, die verskonings en die vrees van ons lewe. Wel met 'n ander V. En dis vertroue. Om te vertrou dat die enigste manier om die V-faktor te oorwin is om God te vertrou met my lewe. Is om na God te kyk en te sê dis my enigste hoop. Dit is die een wat my, nie net God wat vir my voorsien nie, nie net God wat my beskerm nie, nie die God wat my help in alle omstandighede nie, maar die God wat my gemaak het. Die God wat my in mekaar gesit het. Die God wat my 'n spesifieke doel en 'n spesifieke roeping gee. Wanneer ek leef met vertroue in God, word my identiteit, my sekerheid, my roeping geanker in sy teenwoordigheid. Wanneer ons vertrou verloor vergelyking, sy hou vas. Want jy glo, jy's uniek geliefd. Wanneer ons vertrou verdwyn verskonings, want jy weet God rus jou toe. Wanneer jy vertrou verdwyn vrees, want jy weet jy's nie alleen nie. Iemand het eendag gesê, ons vertrou nie God. Ons vertrou nie God dat hy sal doen wat ons vra nie. Ons vertrou nie God dat hy vir ons sal gee wat ons soek nie. Ons vertrou God vir wie hy is, al doen hy vir ons niks. Dis 'n groot stap en dis wat Jesus kom in hierdie hele lewe, die uitdagings van die lewe. En dan sê hy in Matteus 11, en ek sluit af met dit. Hy sê in Matteus 11, kom na my toe. Kom na my toe. Dink in die Afrikaans, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Vermoeid en belas is met die lewe, vermoeid en belas is met uitdagings, vermoeid en belas is met vergelykings, met verskonings, met vrees. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek lees vir jou die boodskap vertaling of parafrase uit. So lees saam met my. Daarom wil ek julle uitnooi, is uitnodiging van die Here. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Voel julle hierdie lewe kry julle onder? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd te hê en liefde oor te hê. Kom ontdek wat 'n vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Hier is ons uitnodiging. Kom na my, kyk na my. Kyk na my. Jy's geliefd. Jy's uniek. Jy is geroep om iets spesifiek vir God te doen. Die feit dat jy asemhaal, beteken jy is hier vir 'n rede. Miskien kan jy vandag net dit iewers neerskryf. Ek's geliefd, ek's genooi, ek's geroep tot dit wat God my wil hê ek moet doen. Miskien nie, ek dink in die week net oor hoe ek dit kan doen en kan dit dalk neerskryf en die wat nie kan neerskryf op die oomblik nie, dink in die voorreg van tegnologie. Miskien kan jy vir jouself 'n WhatsApp stuur. Jy weet jy kan. Stuur vir jouself 'n WhatsApp. Ek's uniek, ek's geliefd, ek's geroep. En lewe met dit. En dit kan alles in jou lewe verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te lewe in die uniekheid van ons menswees. En in die roeping wat U ons gegee het om te doen. Dink aan die woorde van Peterson wat skryf, make a careful exploration of who you are and the work you've been given. And sink yourself into that. Here, ek bid dat U deur die Gees ook net opnuut dit in ons lewe sal wakker maak. Dit in ons lewe sal laat lê.
en dat hulle sal wakker word tot meer, tot groter, tot beter in dit wat U ons nou roep. In Jesus naam. Amen.